Hemelse Vader, ons dankie dat dit kan Pinkster wees. Pinkster wat ook vir ons kan help om te kan sê dankie en weet te kan regmaak. Ons dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon. En ons dankie dat die Heilige Gees ons wil leer, lei, troos, herinner aan Jesus se woorde, ons die vrug van die Heilige Gees gee. Dankie dat die Heilige Gees vir elke een van ons dan ook 'n gawe gegee het om vir mekaar te dien tot opbou van die koninkryk. Julle baie dankie dat ons met verwagting kan uitsien na wat U in en deur ons en met ons gaan doen. Hier is ons Here. Gebruik U vir ons, vorm U ons, maak U vir ons soos wat U wil hê ons moet wees. Amen. Eintlik, as jy my gou verskoon, wil ek tog die vorige 2 verse ook lees. Dit is nou nie daar nie, en ons gaan nou daarby kom. Die vorige 2 verse sê, in ons verbondenheid met Hom, en deur ons geloof in Hom, kan ons met vermoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle wil lei nie, en om dit eerder as 'n eer beskou. Nou kom die vers 14, maar ons nou wys vir die mense wat al weer by ons saamgebring het nie. Dit is die gebed van Paulus aan die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed vir die Vader, om wie die hele gemeenskap van gelowiges in hemel en op aarde sy bestaan te dank het. Die woordjie hele gemeenskap van gelowiges, so mens ook al vertaal met familie. Ek bid dat hy deur sy Gees in die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde geworteld en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp, wyd en ver, hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat in ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan Hom kom toe die eer toe. Aan Hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus en al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. En ek vra verskoning dat ons nie die kers aangesteek het wat vertel van die Here se teenwoordigheid. En daar word vertel in 'n kerkie in Lourdes, dit is nou in Namibië. Die kerkie het die baie bekende naam, ons moet die prentjie daar kry. Die kerk het die bekende naam wat bekend is as die kerk op die rots. Dit is in 1911 gebou. Hulle vertel dat voor die kerk, ek was nou nie daar nie, is daar 'n kennisgewing. En op die kennisgewing staan besoektye weksdae van 8 tot 12. Sondag gesluit. Wat het hier gebeur? Die kerk op die rots is nog daar, maar die mense is nie meer daar. Die kerk het 'n besienswaardigheid geword. Want dit is mos nie waarvoor die kerk in die eerste plek gebou is. Dit is so jammer dat dit gebeur het. En ons vriende, hoekom is ons hier? Nou weet jy self, ons is deur 'n moeilike tyd. Ons het fokus verloor, ons was hier so amper teen die einde van die jaar, baie mooi op pad. Almal was saam, almal is op dieselfde bladsy. En toe word ons seer gemaak, beskuldigings, daar word geskinder. As mense wat sê, ek kan nie meer kom nie, of ek kom net elke tweede Sondag. Ons staan verdeeldheid. As mense 'n bietjie mooi kyk na die vrugte, van wat het opgelewer het, dan is dit lus om te huil.
As mense wat gevra het, sal dit ooit ophou. Genoeg om oor bekommerd te raak. Dis nie reg nie. En is dit as jy heel eerlik wil wees, vriende, God se plan vir ons kerk. Wil ek die volgende raak genoem. Ek het die volgende raak genoem en ek het op Facebook gedeel. Ek het hulle in Facebook geshare, dink ek is nie goed. En daar op die prentjie, excuse as jy so 'n bietjie onduidelik is, ek sal vir julle lees wat daar staan. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are. Change the ending. C.S. Lewis het dit gesê. Vriende, dit was 'n moeilike tyd. Ons is nou 'n tyd, Pinkstertyd, van regmaak. Steek jou trots in jou sak, of is jy liewer vir jouself as vir die Here? Gaan maak reg. Vertrou die Here. Vriende, die punt daar, die synodiese tema was, volg Jesus met waagmoed. Oor wie gaan dit? Vriende, dit gaan nie oor jou en oor my nie. Dit gaan oor die Here. Is dit moontlik? Dat dinge kan anders wees? Hoe dink jy? Mense wat in Jesus Christus glo, sê ja. Vers 15 sê, ons het gelees, die oorsprong van die kerk, die oorsprong van jou en my geloof, is God. En die toekoms is ook in God saam met. Hier wat is opvallend in die Efesiërs, hierdie briefetjie aan die Efesiërs. Opvallend is die oorvloedsterme wat gebruik word. Dan gaan ek net so hierdie verse daarvan gee. Die eerste verse wat ek vir julle daar wil uitwys is, nou beteken dat oorvloedsterme wat gebruik word, is aan God die Vader van ons Here Jesus Christus op al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën en kyk waarmee oorvloed, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Vers 10. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredings vergewe, kragtig die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig, kyk die oorvloedige woorde, so oorvloedig aan ons geskenk het. En dan ons verse van vandag, vers 20, aan hom, wat deur sy krag in ons werk, hoor jy, in jou en my werk magtig is om, kom ons woorde, oneindig meer te doen, as wat ons kan bid of dink, aan hom kom toe die eer, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus, en al die geslagte een, tot in alle ewigheid. Hoekom hierdie oorvloedige terme? Wie in vers 20, vers 20, wat 'n wonderlike, interessante Griekse woord gebruik, wat ons vertaal met oneindig meer. Die woordjie, dit is die volgende, ja, en jy het hom so maar daar, die woord is hyper expression. Mens ook kan vertaal met exceedingly above, dit wil sê, hyper, bonormaal, expression, buiten die periferie, buiten die grense. Ons hoor, Paulus sê, ons hoor die Bybel sê, dat die grote God en Vader ons aanbid, in staat is vir ons oneindig meer te doen, as wat ons kan bid, of selfs kan doen. Vriende, ons moenie te klein dink oor God nie. God is groter as wat ek en jy kan dink, bid. Hy is groot. Hy is die almagtige, die Here van die leefskare. Hy is die grote God. Vriende, hy kan. As jy ooit in jou lewe daaroor getwyfel het, dink aan die opstand. Jesus kan. En vriende, hy wil. Daarom moet jy onthou wat in vers 16 staan. Vers 16 het jy daar, dis dan juis die gebed dat die Here deur sy Gees en die rykdom van sy heerlikheid vir ons, nou vriende, hierdie ons is, ek en jy ook, sal begin uitdeel. Sien jy dit? Sal begin uitdeel, as jy jou Bybel oop is, gaan jy dit sien daar.
vertel het vir ons in sy woord. En dit is die eerste ding, wat ons vir 'n ryker geestelike lewe moet glo. God het vir ons, vir jou, 'n geestelike skatkamer. Maar hier stop dit mos nie. Wat is dit wat verder moet gebeur vir ons, vir hierdie ons hier kan ontvang? In ons skrifgedeelte het gesê, ons moet daarvoor bid. Bid, kom, waarom? Omdat God het gee, en God gee dit deur die Heilige Gees. Maar as jy vir ons, wat ons moet bid? En ons het in Efesiërs 3 gelees, bid vir 4 dinge, daar is dit. Bid vir krag, bid vir die inwinning van Christus. En ek so mense sê, bid Here, help my om U te kan ken. Bid vir liefde, en dan bid vir die volle bekend. Jy ons het gelees, mag ek en jy heeltemal vervul word in die volheid van God. Bid vir krag. Bid dat die Here vir jou en vir my sal sterk maak. Jy sien, die beginpunt is diep in jou eie hart. Sê vers 16. Dit is waar verandering, dit is waar vernuwing begin. Waar begin vernuwing? Hier. Dis waar hy begin. Die vraag op jou tafel, op my tafel vanoggend is jy bereid? Is jy gewillig vir die Here dit in jou lewe gaan doen? Kom sê vir die Here, Here, hier is ek is gehoorsaam. Ek gaan volg waar Jesus my lei, volg. En vir krag. Sien, dit is nie so maklik. Jy sien, 'n mens kan verskriklik maklik, gelowige mens, maar kan verskriklik maklik moedeloos raak. Soms op met goeie redes. Jy weet in ons 11. Daarom is die ding wat eerste by die gedoen word, bid vir krag. Bid dat die Here vir my, vir jou sal sterk maak. Tweede ding is, bid vir die inwoning van Christus. En vriende, dit beteken 3 dinge. Dit vra vraag oor my verhouding met Jesus Christus. Want sien, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur Jesus nie. Glo die Here Jesus, en jy sal gered word, sê die Bybel. Ek moet vir jou vra, hoe lyk jy verhouding met Jesus? Beteken ook, as ons praat van die inwoning van Christus, ons vra, help vir my, om vir Jesus beter te leer ken. Kies my voorbeeld, as die mense van ek ontdek. Ek onthou baie jare terug, die jong dametjie raak te sien, by die eerste helft, op by die kamp, sy was bezig om kos te maak vir die eerste helft. En ek wou beter leer ken. Ek het moeite gemaak om by hy te kom, ek genooi vir koffie, snaks om dat het vir my spook, en ons het mekaar beter leer ken. Ons het mekaar gepraat, afsprakke gemaak, en ek het daar begin luister. Ek het my vrou geraak, en daarna is die genade van die Here dat hy my sy kind gemaakt het, is waarskynlik die grootste ding wat in my lewe gebeur. Waar ek vir die Here so dankbaar is. Ek bid dat ek Jesus beter leer ken, beteken ek gaan my tyd maak, luister, saamloop, toelaat dat ek my lewe kon verander en vernuwe en vir my kom sê, dis mos my so, ons wat getrou is aan weet, laat sal, wel sal, en dit is ook so, grootste waarhede het ek al met my vrou gehoor. Ek vir Jesus gaan beter leer ken. Vriende, dit kom nie net nie. Vriende, dit kom nie net nie. Dit kom deur dissipline. Dit kom deur tyd te maak saam met die Here. Wat is jou belangrikste afspraak vir jou dag? Wat is jou belangrikste afspraak vir jou week? Wat is jou belangrikste afspraak vir jou maand? Wat is jou belangrikste afspraak vir jou jaar? 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 Wat is jou belangrikste afspraak vir jou jaar?
groot en hy is God. In hom, deur hom, bestaan ek daar nie ander manier nie. As ek vir Jesus beter wil leer ken, moet ek tyd maak, toelaat dat hy weer sy woord met my praat. Want ek gaan kom nie hoor nie. En vriende, as ek die Here hoor, dan gaan ek sê, vul van my lewe met alle beter leer ken. En dan kan ek het leef. Is dit nie wat jy wil doen nie? Wil jy nie graag maar in die woord, dan van die Here leef nie. Asseblief doen dit. Dis dan die tweede ding, wat ek bid vir die inwoning. Maar dat is die derde ding wat hierby kom. Vriende, hierdie wêreld wat ek nie leef word, nodig om Jesus te sien. Vriende, lees dalk nie met die Bybel nie, kom dalk nie met kerk doen nie. En ek moet vir Jesus en jou en my raak sien, helder en duidelik. Dis iets wat die Heilige Gees in die lewe gewaar. Derde ding is, bid vir liefde. Vra vir die een wat liefde is. Kyk hoe mooi sê die Bybel vir ons. Vers 17. Ons kyk vandag. Ons vandag kom. Ekskuus, dis bietjie ver. Dan nie is reg, jy skel maar. Vers 16 by gesê, ek bid dat hy deur sy gees in die rykdom van sy heerlikheid en die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus hier sy geloof in jou hart gesit woon, en dan kom jy die woord. En dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Gewortel, gegrondves. Ek moet dat dit in 'n boom. Die belangrikste van 'n boom lê waarskynlik nie dit wat ek en jy sien. Dit wat onder die grond gebeur. Paul, ons hoe die boom is, want daar kry sy kos en sy water, gegrondves waarin, gegrondves in liefde, gewortel en gegrondves, daar kry sy groeikrag, dan kan hy vrugte dra, wat by die Here pas. En ons kan die mooiste goed sê, as die liefde nie daar is nie, klinkende symbool as ons leeg. Leeg, leeg. Vierde ding is, bid vir die hele pakket. Ekskuus, ek het dit so belangrijk gesê. Nou sit ek vir myself en sê, maar is dit nie so bietjie verwaand nie? En dit lyk nie vir my so. Dit lyk nie vir my, dit is verwaand om vir die hele pakket te bid. Wat sê vers 10? Ons kry vir ons kyk wat sy vers 10. Wat gemooi, maak Here, ek en jy, sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te boven gaan. En dan hoor mooi, maak ek en jy, heeltemal, hoor mooi, heeltemal vervul word met die volheid van God. Maak Here, dit sluit vir jou vir my in. Vriende, God wil dit doen. Baie seker. Ek is baie seker daarvan dat dit ook jou diepste hartsbegeerte is. En as dit dan nou so is, hoekom dan nie? Hoekom dan nie? Kan dit? Ek wil 'n praktiese voorbeeld doen. En dan wil ek afsluit. Ek wil vir jou foto wys. Ek wil vir jou foto wys met die kaarte. Dubai. Die ene meter is daar aan die linkerkant, is die 17 die regterkant. Eintlik moet jy 'n bietjie verder teruggegaan het, as jy verder teruggegaan het, as jy kom woestyn gesien het vroeër jare. Vroeër was dit anders as nou. Wat het gebeur? Mense het oor die ontdek. Dit het 'n verskil gemaak. Nie meer 'n woestyn nie, maar iets anders. Daar is iets wat 'n verskil gemaak in jou en my lewe. Nie meer nie. Nie meer nie. Iets anders. Dit kry ek vers 16. Dan kom ek sluit aan af. Hier kom hy. Vriende, dis my gebed. Ek bid dat hy deur sy gees en die rykdom van sy heerlikheid uit julle, jou en my, die krag sal gee om innerlik sterk te word. Wat gaan
die verskil in jou lewe maak. Wat? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. En daarom nooi ek jou. Ek is verskriklik opgewonde oor vanoggend. Ek is opgewonde om met jou te kom deel wat die Bybel sê oor die Parakletos en wat dit beteken. En wat dit in jou lewe kan gebeur. In, deur jou en met jou. Wil jy nie vir 'n oomblik glo nie? Net vir een oomblik glo. Maar oneindig meer. Oneindig meer. Dan wil ek jou vat aan die nagmaal toe. Die nagmaal, as die tekens uitgedeel word, en vra die dominee gewoonlik, is iemand op ongeluk oorgeslaan. Jy is nie oorgeslaan. Die Heilige Gees woon in elke gelowige mens. Jy mag dit nog. Ek hoef jy kans om met die Here te gesels, dat ek oomblik aan die woord is. Hoe rustig is jy dit vir die Here. Jy moet gaan goed regmaak. Waar is vet? Wees gehoorsaam en doen dit asseblief. Moenie dat jy trots jou verhinder te doen wat die Here sê jy moet doen nie. Jy seer gemaak en stap na die persoon en sê, sorry. As jy geskilder, stap na die persoon en sê, sorry. Maar ons los het nou hier, ons stap in die pad, saam met die Here.